God se woord is God se plan. Dis die eerste punt vanoggend. God se woord is God se plan. Ek sien dit meer en meer, soos wat die samelewing sekulariseer, hoe mense vir God se wil bid, maar hulle wil God se woord nie aanvaar nie. En dis presies wat Jona doen. Dis presies wat Jona doen. Jona wil God se wil hoor, maar hy wil dit nie hê nie. Hy wil iets anders doen. En hierdie ding moet ek vandag klik in my hart vasmaak, God se woord gaan nie verander nie. Wie moet verander? Ek moet verander. Ek moet my lewe in lyn bring van die woord. Ek kan nie, omdat ek nie daarvan hou nie, harder bid en vir die Here vra vir 'n nuwe plan nie. Ek kan nie dit doen nie. God se plan, God se woord is God se plan. Dit staan ewig vas. Kan iemand amen sê daar? Dankie Kenny. Okay. Jona 1:1. Die woord van die Here het tot Jona seun van Amittai gekom. Het hy daarvan gehou? Die antwoord is nee. Het hy daarvan gehou? Julle gaan dit nog later sien. Ek weet julle het nog nie Jona deurgelees nie, so julle ken nie al die antwoorde nie, maar soos ons aangaan, gaan julle al die antwoorde ken. So, die woord van die Here het tot Jona seun van Amittai gekom. Nou, hierdie een ding wat ek gaan vir julle sê dat en hierdie gaan dwars deur die tema wees. Jona was 'n regte egte mens. Op 2 maniere was Jona 'n regte egte mens. Nommer 1, ek glo met my hele hart hy was 'n persoon wat regtig geleef het. Baie van die moderne teoloë probeer hom as 'n mitologiese figuur maak as gevolg van die vis. Hoorie, as jy 'n probleem het met die vis, het jy nog nie die skepingsverhaal gelees nie. Stem jy saam? Jy kan nie sê, "O, vis kon hom nie insluk nie." O, maar God kon die aarde maak. Hoekom kan God nie 'n vis maak wat vir Jona insluk nie? Maar hy kan die aarde maak. Luister, dit is moeiliker, in my boeke, sorry julle, in my boeke is dit moeiliker om die aarde, alles daarop en alles daarin, en die hele hemel te maak, as om met 'n ou visie te maak. Stem julle saam? So, nie 'n probleem hê met die vis, maar nie 'n probleem hê met die skepping nie. Okay? So, as ons sê God is almagtig, dan beteken dit, hy kan enigiets doen. En as ons sê God is soewerein, dan beteken dit, hy kan doen wat hy wil doen. Hy het nie beperking nie. As hy 'n vis wil maak wat 'n mens kan insluk, en ons het nog nooit so vis gesien nie, dan het hy daai vis gecustom-make vir daai dag. En dan, wat ek met die vis gemaak het, weet ek nie. Dalk het hy in Skotland geëindig as Loch Ness Monster, ek weet nie. Net 'n grappie. So, wat ek wil hê, eerstens, wanneer ons sê, Jona was 'n regte egte mens, wil ek hê, jy moet hom nie sien as 'n mitologiese persoon nie, want Jesus het hom gesien as 'n regte egte persoon. Jona was 'n voltydse profeet, en ons is so dankbaar, dat hy opgetree het by Jerobeam. Daai stukkie wat hy opgetree het by Jerobeam, wat net al van 'n kantlyn nota is, wat ek julle nou vertel het, van hy wou net sekere goeie sê, en hier roep die Here hom na Ninive toe. Daai is belangrik vir ons om te weet, om hom te posisioneer binne in die geskiedenis. Dis nie sommer net 'n fabel, soos, ek weet nie, wie se stories het ons, oom Rooibaard en die jakkals en die wolf nie. Dis nie so 'n storie om vir die kinders iets te leer nie. Hierdie is 'n regte egte profeet gewees. Hy was 'n voltydse profeet, en hy het 'n baie belangrike werk gehad. Sy werk was om van God te hoor, en dan vir die koning te vertel. So die koning het die gesag gehad, om die uitvoerende mag te hê, wat die Here vir hom gee, maar die profeet het vir hom die rigting gegee, wat die Here wil hê hy moet gee. So, die profeet en die koning het altyd saamgewerk. Nou, as jy 'n slegte koning het, en jy het 'n slegte profeet, dan het jy moeilikheid. En dis waar die volk op hierdie stadium was. So, tweedens wil ek hê jy moet hoor, nie net hy was 'n regte egte mens, hy het regtig erg gelewe nie, hy was 'n regte egte mens, net soos ek en jy, daarin dat hy sekere voorkeure gehad. Wie van julle hou van pineappel op julle pizza? Wie van julle hou definitief nie van pineappel op julle pizza nie? Okay? Voorkeure. Ek gaan nie sê watter een is sonde en watter een is nie sonde nie, maar daar's voorkeure, en net so het hy voorkeure gehad, en hy was 'n nasionalis, en ek het dit nou gesê, dit beteken, hy het sy eie mense voorgetrek. Hy wou hoor, wat hy wou hoor vir sy volk. So, ek wil nie sê hy het God se woord verdraai nie, ek wil nie dit sê nie, wat ek wel wil sê is hy het God se woord gefilter. Daarin dat hy miskien dit nie as prins gedoen het nie, want uit standaard voorkeure sal jy goed interpreteer soos wat jy dit wil interpreteer. Partykeer 'n bietjie moedswillig, maar hy het dit gedoen. Hy het gesê wat hy graag wou hoor. En net hier moet ons aan Jona vassteek en sê, wow, wag 'n bietjie. Is dit waar ek is? Vat ek dit van die Here wat ek graag wil hoor, en nie verwerp nie, nee, verwerp is heeltemal 'n te kwaai woord.
ignoreer net die res. Ek hoor wat ek graag wil hoor, maar die res, Here, miskien 'n bietjie later, maar nie nou nie. En dis wat Jona gedoen het. En dis hoekom God vir Jona stuur. Hy kies vir Jona met die hand om na Ninive toe te gaan. Weet jy hoekom? Want die Here wil Jona iets leer. En Jona het geen ooghare gehad vir Ninive nie. Ek gaan julle nou daaroor vertel. En dis hoekom die Here vir Jona stuur. En so partykeer, is julle lief vir die Here? Wie van julle is regtig lief vir die Here? Okay? Nou, die van julle wat ouers is, weet, partykeer sien jy iets in jou kind en jy moet 'n bietjie 'n koersaanpassing maak. Maak dit jou populêr? Glad nie. Maar jy moet daai koersaanpassing maak, want ons as ouers se werk is nie om populêr te wees by ons kinders nie, maar is om hulle reg te kry om groot te wees. Dis wat ons doen uit liefde uit. Nou ons as mense is maar gebroke, maar God is perfek. En wat die Here hier doen, die Here wil vir Jona help om daai koersaanpassing te maak in sy hart, want die Here het vir Jona gekies as profeet. Die Here het hom aangestel as profeet, maar hy het 'n paar skaapwerk nodig en die Here stuur hom. Nie vir Amos nie, hy stuur vir hom na Ninive toe. En nou wil ek hê, ek en jy moenie veroordeling staan teenoor Jona nie. Sies Jona, sies man. Die Here wil dan so mooi met jou werk en kyk wat so goed vang jy aan. Nê? Dis wanneer ons vir ons kinders sê as hulle klein is, onthou Jesus sien jou, nê? Jesus sien jou. En eintlik wat ons doen is ons stel hulle op om nie sukses te behaal nie. En baie keer kan ons kyk na Bybelse figure, ons kyk na Dawid sê, "Jog, met die oud aangevang." En ons kyk na Jona, maar die Here wil nie ek en jy moet dit doen nie. Die Here wil hê ek en jy moet Jona as 'n spieël sien en sê, "Hoeveel van Jona is op hierdie oomblik in my eie hart?" En ek moet toelaat dat die Heilige Gees Jona se woorde lewendig maak in my hart, dat ek kan sien dat die Here in my kan werk en ek moet by Jesus se voete gaan sit en sê, "Here, wys vir my in my hart wat bring nie eer vir U nie. Wys vir my in my hart, waar is ek onwillig om gehoorsaam te wees aan U?"